En ons hoop julle kuier lekker saam met ons. En vanaand gesels ek met 'n ou bekende hier, maar ons het lanklaas met hom gesels. So ons hoop julle kuier saam en gesels saam en verskil ook maar met ons. Die laaste week het baie mense met my verskil. Goeienaand Tian en ja, welkom by ons splinternuwe ateljee. Ons het 'n heel nuwe baadjie wat Ko daar by Boer Media vir ons gebou het. So welkom in ons nuwe ateljee. Alwyn Naan sê ja, baie dankie. Julle is tog te spoggerig met julle. Ek sien hier's 'n klomp nuwe goed wat hier heen en weer blaai hier onder op die skerm. Baie geluk ook. Ek dink julle maak baie mooi. Baie geluk en dankie vir die voorreg om weer met jou te kan gesels, Alwyn. Ek hoop nie die ouens verskil vanaand met ons te veel nie. Dit is tog verkiesingsdag dan nie, Alwyn. Die ouens wat wil kla het vandag die reg gekry om te mag kla. Ja nee, ek wou nou gesê Tian, het jy daarom betyds uit die ry uit daar by jou gekom dat jy dit kon maak, want ek sien lyk my party ouens staan nog 'n lang rye. Ja, nee, Alwyn, nee, kyk, onthou in hierdie wêreld van ons is al skaarse, broer. Hier is nie ding soos 'n lang ry nie. Nee, en ek sien ek het nou vroeër vanaand ook gesien, Koot het dit met ons gedeel dat daar's loop manne wat laat in die nag nog mag in rye staan. Nou ja, ek weet nie wat daarvan sal word nie, maar ons sal seker net daaroor gesels. Ja nee Tian, maar hoorie, ek wil nou net weet, het jy daarom vandag jou kant gaan bring daar? Het jy daarom iewers in 'n ry gestaan of het jy nou nie so gemaak nie? Alwyn, ek dink ek moet die eerste ding wat ek in die pad het moet kry, sommer vir die klompie kykers ook, dit moet ek in die pad het kry dat verkiesing gaan die Afrikaner nie red nie. Dit is die eerste belangrike ding wat ons maar vir mekaar moet sê. So of jy nou gestem het en of jy nou nie gestem het nie, hierdie verkiesing gaan ons as vryheidsgesinde Afrikaners nie red nie. Ek het in die aard van die saak gegaan en ek het dit gedoen soos wat ek het my elke jaar die afgelope hoeveel jare doen, om maar weer vir dieselfde politieke partytjie te gaan stem. Die beste scenario vir hom is om dalk 'n 4% verteenwoordiging in 'n parlement te kry. So nou kan 'n mens die saak vir jouself uitmaak en dink wat se verskil kan hy maak op 'n nasionale vlak. En maar ja, die kort en lank is daarvan dat 'n mens gaan stem nie in die verkiesing as jy 'n vryheidsgesinde volksgenoot is en jy glo dat jou volk homself moet regeer en dan dink jy gaan dit deur 'n partytetiek regkry nie. Jy doen dit verseker om ander redes. Hoorie Tian, maar ek is nou juis uitgetrap hier op Bakkiesblad nou so flissies voor die program. Toe wou ek nou net geweet het of jy die oorsaak is, want ek sien ek het nou nogal juis op 'n groep gesê, jy weet die ouens wat nou almal in die ry gaan staan, dit gaan dis die ouens se skuld wat nie in die ry gaan staan nie, dat hulle party verloor het, wat 'n party dit ook al is. En toe sien ek nou die een ou sê toe nou juis so, hy sê die ANC se stempersentasie gaan nou groter wees, omdat ek nou nie vandag in 'n ry gaan staan het nie. Maar ekskuus nou man, my graad 2 wiskundeonderwyser het my nou nie so ver leer tel nie, maar my 0.000000001% verskil gaan nou nie jou politieke party red nie, so ek is nou jammer dat ek nou die ouens van daai slegte nuus aan jou moet meedeel. Jy weet, maar ek dink nie dit gaan so groot verskil maak nie. Maar ek het in 'n geval met 'n ou wat werk soekie op die straat, met ek toe nou raak geloop, toe sê hy sou vir die ANC gaan stem het. Sê ek nee, maar ek sou dan dalk vir 'n ander party. Toe kom ek en hy ooreen, so ons kanselleer mekaar uit. So nou kan die ouens nie meer met my kla nie. So ek het dit voor die tyd gereël. So moet my nie met klippe gooi nie. Ek wil glo daar's mense wat opreg dankbaar sal wees teenoor jou vir daai tipe van stemwerwing. Dis 'n interessante benadering, maar dit is tog kreatief. Well done. Ja nee, maar jy weet 'n ou moet nou so wees soos ek sê, party ouens ja, raak nou nogal redelik kwaad en driftig. Jy weet as 'n ou nou nie jy weet as 'n ou nou nie gaan stem soos wat hulle wil hê jy moet stem nie, so dit is nou nogal 'n lelike ding. Maar Tian, ekskuus, ek probeer hier in die agterkant net gou-gou 'n ding oopmaak dat ek sy kommentaar kan volg, maar verskoon daarvan, ek sal hom nou verder gaan soek daar, as ek nou so die knoppies druk en ek gesels, val my torok 'n bietjie af. Maar Tian, ja, voor ons nou by die slegte nuus kom, ek hoop nou as die ouens nou in hulle rye gestaan het vandag, ek sien hulle sê, hulle het dan vroeër vandag berig, party ouens het daar met hulle skootrekenaars en hulle tablette en goed gestaan,
Maar ek hoop nou die ouens wat nou met daai goed gestaan het in die ry, daarom hulle mediese fondse gekanselleer, jy weet, want ou Lesofie het mos hier gesê, môre kan jy by enige plek privaat hospitaal instap en hulle sal jou help en die regering sal staan vir die vir die rekening. So ek hoop nou die mense daarom nou slim gedink, jy weet, want dit wat die politici vir jou sê, maak nou die saak van watter party nie, jy kan hulle maar glo, jy weet, hulle draai jou belang op maar jy moet nou onthou, hulle gaan as jy by die hospitaal instap, eers vir jou vra, het jy gestem, en dit is slegs dan wanneer hulle jou gratis gaan behandel. Ek het geweet daar's 'n ek geweet daar's 'n vangplek hier. Maar Tiaan, voor ons nou te ver gesels en nou oor ernstige of oor die verkiesing en die goed gesels, het hier op my tafel so laat aand, net so, of nou nie laat aand nie, maar net so rukkie terug, voor ons nou met die program begin het, slegte nuus weet opgeduik, Chris Harmse van die Witkruis Monument, hy was baie bedrywig daar, en hy het na Oorle Barend en Oorle Tannie-Lita, het hy maar groot werk daar gedoen, en ons het nou die berig gekry, dat hy vandag oorlede is, so van, ek wil nou sê, ja, sterkte vir sy familie, en ons dink aan julle aan hierdie moeilike tyd, en ons bid vir julle, en ons volk het 'n eyster verloor, 'n man wat nie net gepraat het en in rye gestaan het en kruisies getrek het nie, maar 'n ou wat werklik sy deel gedoen het vir die volk. So Chris van ons kant af, en dan praat ek nou van die hele Boer Media span, dankie vir jou volksdiens, ons waardeer dit opreg, en jy is nou op 'n beter plek. So ja, ons het net daai stukkie slegte nuus, maar ons moes daarom ook net jy weet, mens moet daarom ook dankie sê, waar dit saak maak. Ja, nie alweer verseker. En voor ons nou by nog die stemmery uitkom, is daar nou 'n paar of ander goedjies wat ek ook wil bespreek. Ek is net bang dit val nou iewers uit die bus uit as ons nou te kwaad raak, en Tiaan, ek sien jy het 'n baadjie aan, ek hoop nie jy trek jou baadjie uit nie, want daar was voorspot 'n ou wat verlede week blykbaar sy baadjie sommer wou uittrek, so kwaad het hy geraak op die program. maar ek sien nou dat ons, die Appelhof het nou gesê, jy weet so, dit is nou die finale uitspraak, ek dink nou nie ou kan nou hoor gat as die ouens nie, het nou amptelik bevind dat die lied Kiel de Boer glad nie haatspraak is nie. Jy weet, 'n lied wat jy sing, wat die oorsaak is dat wit mense vermoor word, is nie haatspraak nie. Aan die ander kant, as jy 'n vlag vertoon wat klomp ander mense se gevoelens seermaak, is dit haatspraak. Tiaan, verstaan jy hierdie goed, want ek trek sommer weer my baadjie uit. Maar hierdie tipe uitsprake maak vir geen regdenkende persoon sin nie. Dit wys nou maar dat selfs ons regstelsel is maar, ek wil nou nie sê op partypolitieke lyne nie, dit is op raslyne in baie gevalle getrek. Ja, Alwyn, dit is maar net vir ons 'n onderstreping van presies dit wat die denkskool van waaruit ek en jy kom, maar herhaaldelik oor en oor vir mekaar en ook verander daarby te sê, is dat die bedeling is van so 'n aard, hy is so opgestel dat jy sit hier met 'n krimpende minderheid, 'n minderheid van 'n minderheid wat 'n slaansak is, 'n strooipop is. En as daar enige politieke punte te maak is maak nie saak wat die uitspraak is en hoe die slagspreuk lei nie, as jy daarmee kan politieke punte maak, dan gaan hulle dit, dan gebruik hulle dit. So ja, vir so lank as wat daar politieke punte gaan te maak wees uit die vernedering en uit die vermoor en uit die plundering en uit die onderdrukking van blankes in die breë, maar spesifiek Afrikaners, spesifiek boere, dan boere natuurlik nou met 'n hoofletter, dan gaan dit voortgaan. Ek bedoel, ons moet dit vir mekaar sê, dit is hoe die bedeling opgestel is, en dit is baie sleg. Ek wonder net, want ek wil met jou saamstem oor die kwessie van die Appelhof, maar ek het wel gehoor dat daar is, van Afriforum se kant af, was daar 'n opmerking gemaak op 'n stadium dat hulle die saak na
grondwetlike hof wil neem. Nou ja, jy kan dit natuurlik eskaleer na die volgende. Ek dink daarna sal dit seker nou maar na een of ander internasionale platform van soort te wees. Maar ja, ek bedoel albei dit is mos nou nie volhoubaar om op so 'n manier te moet lewe van die een hofsaak na die volgende hofsaak nie. Ou doen dit nou maar wat jy doen en jy doen dit so goed as wat jy kan, maar ons weet mos nou dat om branders terug te stoot is net nie op die langtermyn volhoubaar. Jy kan dit net nie vir ewigheid ad infinitum doen nie. Dis net onmoontlik. So, maar is baie sleg en want dit gaan uiteindelik heel waarskynlik tot gevolg hê dat daar maar weer gaan bloed vloei. Dis maar so. En alhoewel die bloed het nog nooit opgehou met vloei nie, maar dat jy weer 'n vinnige eskalasie in toename in plaasaanvalle en moorde kan sien. Dis verseker so. Ja nee, dankie Rian. Tiaan, ek het nou vergeet van die grondwethof wat nou die laaste hof is. Jy weet 'n wyse oomie wat ons altyd ken het tot op 'n stadium gesê, jy moet sorg dat jy weet hy het altyd gesê bly uit die hof, die hel en Minatoria. Nou baie ons weet nou nie wie's Minatoria nie. Dit was die ou munisipale gebou van Pretoria wat ook nou al intussen gebrand is. Die pad van die nuwe Suid-Afrika geloop het. Maar ek dink hy het dit omtrent reg gehad. Ek wat nou baie deel met die staatsrade is daar nie veel verskil tussen die drie nie. Ja, nee, dis die probleem alwen, jy weet daai goed. Alhoewel ons die noodsaak daarvan verstaan, dit is duur, dit is koste-intensief, dit is tydrowend, dit sluk hulpbronne wat jy op soveel ander plekke soveel beter kon bestee. Maar die teenkant van die saak is natuurlik, doen jy niks en jy los dit en jy laat dit nou maar net begaan, kan jy dink waar gaan dit dan eindig? Jy weet so die bietjie weerstand wat 'n ou dan nou maar in daardie opsig wil bied of kan bied, moet jy seker dan nou maar bied. Ek weet nie, met die beperkte sukses. Partykeer wen jy dan seker ook hier en daar tussen iets, ek weet nie. Ek wil nou net vir die mense herinner van hierdie super chat ding op YouTube as ek probeer die kommentare volg en partykeer raak 'n kommentaar 'n bietjie weg en ek sien met hierdie super chat ding maak hy 'n lekker kleur breë band dat ek hom dadelik kan optel en hom baie makliker kan sien. So as jy nou dink jy het iets belangriks om te sê, kan jy daai super chat ding gebruik. Dan gaan my oog hom baie gouer vang tussen die ander kommentare, so maak gerus gebruik van die ding. En vir die mense wat saam kyk, ek hou die kommentare dop hier op Boer Media se YouTube en se Facebook kanale, so julle kan gerus met ons saam praat. As julle opmerkings het, as julle enige vrae wil vra gerus en ons sal daarby uitkom. En ek sien Johan van der Sand, jy praat nou van die bloed wat vloei en ek dink hy het dit reg, hy sê dis net ons bloed wat vloei. Jy weet die ander party se bloed word nie gevloei nie, soos ek sê die howe skerm vir hulle al word hulle gevoelens net seer gemaak. Ja, dit is uit die aard van die saak so. Ek dink as 'n mens natuurlik na die statistiek gaan kyk en verstaan mooi, ek probeer nou nie die aanvalle op een of ander manier jy weet onderspeel die aanslag teen ons eie mense nie. Maar daar is uit die aard van die saak 'n klomp mense wat nie is noodwendig deel is van ons volk nie, wat ook tegelijkertyd in dieselfde aanslag, maar tot dieselfde mate, jy weet, lei daaronder, in 'n veelheid van maniere. Ek kyk nou vandag weer albei nou woel en werskaf ou nou maar hier op die plaas en daar is 'n klomp mense besig om te werk en daar is 'n klomp ouens besig om goed te doen. En dis een van die eerste opmerkings wat mense wat hierdie plaasaanvalle en die gevolge daarvan uiteensit en ontleed. Verwys spesifiek na wat gebeur met mense wat op plase werk die volgende oggend nadat so 'n aanval plaasgevind het. Die hele operasie kom tot 'n stilstand. En jy kyk na tientalle, honderde, duisende mense wat oor 'n tydperk hier nou maar alweer doodgewoon net sonder werk geraak het. Okay, party mense is vermoor ook saam met die plaas, saam met die boer en sy vrou en kinders. Maar dit skud 'n hele 'n gemeenskap, 'n dorp. Dit is 'n uitkring effek. En dit is vernietigend, en dit kan nie aangaan nie, en dit moet stop, en die laaste ding wat ons wil hoor is dat 'n hof sê, dis alright dat jy vir massas mense vra om liedjies te sing wat hierdie tipe van optrede aanmoedig. Dit kan nie gebeur nie, is verkeerd. Tiaan, ja, nee, soos ek sê, dit maak 'n ou net, dit jaag my bloeddruk op. Johan het verlede week juist vir my gesê, ek moet stadig met my bloeddruk, maar dit is moeilik as mens oor sulke dinge praat, want jy weet dit skree ten hemele, jy weet
die verskille. Maar nou kom ons nou terug by die ouens wat nou vandag in 'n ry gaan staan het. Jy weet, ek sien baie mense is baie trots en hulle die ry gestaan en Wouter, ek sien hulle noem dit vir Wouter, nou Wouter en Wouter se vrou het nou in die ry gaan staan en hulle het nou hulle kant gebring, Tiaan, en met baie trots en hulle verkondig dit op elke platform en hulle wys duimpies wat met ink besmeer is en nou is hulle baie trots. Maar dink jy iewers gaan hulle jy weet dalk 'n bietjie onnigter word, dink jy hulle gaan 'n bietjie babbelas sê, jy weet na die verkiesing as die uitslaa nou kom, ek sien hulle reken ons behoort so, ek sien een ou laat weet vandag so hier op hy Twitter besigheid, toe sê hy nee, vir Amerika toe brag hy nou, toe sê hy ons stem vandag en môre het ons die uitslaa, maar ek dink hy kan maar net sowel sy politieke party registreer vir die volgende verkiesing, want ek sien die uitslaa word eers hierso so Sondag se kant die laastes verwag. Ja, om eerlik te wees, Alwyn, in Suid-Afrika se geval het ons eintlik al die afgelope 30 jaar se uitslae in 1994 gehad. Ons het nie nodig gehad om die volgende oggend na afloop van die verkiesing die uitslag te hê nie. Ons het geweet wat gaan die uitslae wees. Dis net so logies, dit is net ek meen in 'n massa-tiranie wat hulle nou hier 'n demokrasie noem, weet jy wat die uitslae gaan wees. Die massas van mense gaan vir hulle verteenwoordigers stem en dan gaan hulle die verkiesing wen. Dit is maar so eenvoudig soos dit, is nie ingewikkeld nie. So daar gaan maar uit die aard van die saak 'n bietjie teleurstelling, glo ek, wees. Ek het so tydjie terug 'n video gesien van dit is 'n sokkerwedstryd wat plaasgevind het en die een span skop toe 'n strafskop na die doelhok. En die speler wat die bal skop na die doelhok, skop hom toe teen die boonste dwarspaal vas van die doelhok. En die bal skiet reguit in die lug op, terug na die skopper toe. En die doelwagter vier toe fees. Hy is beskiklik opgewonde, hy hardloop oor die veld en met sy hande in die lug in. Want hy het sopas konsis die doel gekeer en die bal hop toe. Jy het dalk die video ook gesien en die bal hop toe voor die skopper en hy met die momentum wat die bal het, rol hy uiteindelik binne die hok in en daar is dit toe 'n doel. So dit herinner my toe nou so 'n bietjie aan, ek dink wat min of meer in hierdie verkiesing gaan gebeur. Ons het nou voor die tyd hierdie verskriklike feesvieringe en afwagting, dat ek dit so stel, afwagting. Ek hoor die oorgrootste meerderheid van politici sê dat hulle verwag 'n koalisieregering in Suid-Afrika dan nou vir die eerste keer die afgelope 30 jaar. Maar ek het 'n vermoede die bal gaan, as hy nou op die grond gehop het en sy momentum begin vat om by die doelhok en hy rol uiteindelik in die doelhok in, dan gaan die werklikheid inskop en dan gaan ons sien dat die ANC gaan nie maar sommer net, jy weet, magprys gee nie. Dit is net nie die aard van strugglebeweging soos die ANC en die res van sy kamerade in Suidelike Afrika om maar sommer net politieke magprys te gee. As doodgewoon te veel op die spel. So ek vermoed nie dat dit laat ek dit so stel, ek is amper in 'n sekere sin meer bekommerd omdat as ek na die struggle comrades van die ANC in die noorde van die land, noord van ons grense kyk. Tiaan, daar het ons 'n bietjie vir Tiaan se klank verloor. Ek weet nou nie weet jy of jy my kan hoor nie, Tiaan, maar ons het jou. Hoor jy my nou? Daar hoor ek jou nou weer. Jammer Alwyn. Jy het verduidelik, ons het jou verloor toe jy nou vertel van jou president se maters daar oor die noordelike grens. Ja, wat ek wil daarmee sê is dat hoe meer hulle onder politieke druk kom, en hoe meer hulle magsposisie in gedrang kom, hoe meer radikaal begin tree hulle op. So ek sê weer, jy weet, 'n mens kan nou maar net hoop dat dit nie die geval gaan wees nie, maar my logika sê vir my dat ons gaan toenemend meer en meer van hierdie radikale beleidsrigting sien manifesteer in die jare wat kom, want die ouens raak desperaat. Ek bedoel, hulle kan doodgewoon net nie meer, hulle kon nog nooit hulle beloftes nakom nie, maar hulle vermoë om te presteer raak net al minder. En dit beteken hulle moet al meer radikaliseer na die linkerkant. So ja, ek sê dit mag wees dat die ANC dalk onder 50% gaan inkom en dat hy dalk 'n koalisievernoot gaan nodig hê, maar dit gaan nie koalisievernote wees wat die ANC 'n meer vriendelike, 'n Afrikaner volksvriendelike party gaan maak wat nou gaan regeer sodat ons 'n beter lewe kan hê nie. Inteendeel, ek verwag die teenoorgestelde.
Tiaan, ek gaan nou vanaand rustig met my baadjie aansit en dan gaan ek nou die volgende kommentaar lees en antwoord jy asseblief daarop. Soos ek sê, Johan sê ek raak baie keer 'n bietjie driftig en ek kan dit amper nie glo nie. Ek is altyd stil en stemmig. Maar Cynthia Tourien skryf hier op Bakkiesblad: wanneer jy in die minderheid is, moet jy jou kruisie gaan trek vir enige koalisieparty teen die ANC. Kyk hoeveel van ons Suid-Afrikaners in die buiteland het vir ure lank in lang rye moes staan en in Suid-Afrika is daar mense wat nie dit moet seker poging wees aanwend nie. Die ANC wou nie toelaat dat ons mense in die buiteland mag stem nie, maar ten minste het die DA iets reg gekry in die konstitusionele hof en gewen. Ons kan nie in 'n hoekie gaan sit en niks doen nie. Ons moet stem. Tiaan, antwoord jy soos Johan, stil en stemmig en met baie takt asseblief. Ja, ek dink eers moet ons begin by die persoon wat die opmerking maak. Ons moet vir onsself miskien vir 'n oomblik in daai persoon se skoene gaan sit Alwyn en dan moet jy besef, jy weet van waar kom daai opmerking. Dit is 'n opmerking wat nie noodwendig vreeslike begronde opmerking is nie en dalk getuig van 'n bietjie onkunde, maar ons moet verstaan ons mense is desperaat. Ons mense sit in 'n situasie waar die middele tot hulle beskikking om 'n verskil te maak in 'n sinkende skip waarin hulle sien die situasie rondom hulle val in mekaar. Hulle besef hulle is op 'n sinkende skip. Maar en nou moet hulle iets doen en dan hierdie is nou volgens hulle die manier om iets te doen. Dit is wat hulle voel wat hulle tot hulle beskikking het en nou gryp hulle na die strooihalm en dan is hulle teleurgestel as hulle dit klaar gedoen het. Maar vir die oomblik voel dit vir daardie persoon, luister, ek het nou 'n verskil gemaak, ek het my kant gebring en as dit nie nou goed gaan nie, dan is dit nie omdat ek nie my kant gebring nie. So ek kan myself verontskuldig as dinge nou skeef loop, ek het my kant gebring en ek gaan op hierdie manier die traject verander. Die realiteit is dat die bedeling, en dit is wat my en jou kwaad maak of warm onder die kraag het as ons baadjies uittrek, as hierdie soort van opmerkings na ons kant toe kom, ons verstaan daar is 'n fout met die bedeling. Die bedeling is nie ontwerp om op 'n ander plek te eindig as waar ons nou is nie. Die sosiale ingenieurs wat hom ontwerp het en die ANC wat hom met albei arms omarm het hom omarm juis omdat dit 'n bedeling is wat vir hulle in 'n magsposisie plaas, hulle en hulle bondgenote aan die swart linkerkant van die spektrum in 'n magsposisie plaas en in 'n magsposisie hou. En dis die goed wat ons frustreer wanneer mense 'n uitkoms in hierdie bedeling vir hulle self sien waarin daar nie 'n uitkoms is nie. En dit is die probleem. Daar's die Engelse praat van 'n disconnect. Dit is 'n geval van ons mense verstaan nie, dit is 'n bedelingsprobleem. Dis nie 'n regeringsprobleem nie, dis 'n bedelingsprobleem. En voordat ons nie die meerderheid van kiesers op 'n punt gaan bring waar hulle gaan verstaan dat as die bedeling nie verander nie, gaan die regering sleg en slegter word. Sleg bly en slegter word. Ons moet die bedeling verander. En dit is 'n reuse stap wat ek dink bitter min mense voor kan sien en spesifiek partypolitici, daar's bitter min partypolitici wat bereid en gereed is om daai berg te klim. Maar dis die berg wat ons moet klim. Ja, ek dink nou, soos ek sê, ek is nou vanaand rustig, ek by bloeddrukpille voor die tyd gedrink. Jy weet so, die ander teenargument vir hierdie ouens wat sê, as jy kan nie kla as jy nie gestem het nie, jy weet die teenargument op 'n mooi rustige manier, is dan, as jy deelneem aan hierdie stelsel, en aan die proses, dan gee jy erkenning aan die proses. Jy gee erkenning dat die proses is wat nou gaan werk en dan is die teendeel eintlik waar, omdat jy erkenning gee vir die proses, soos 'n rugbywedstryd, as jy nou verloor het, dan het jy nou verloor en klaar en basta, nou moet jy jou bek hou, want jy het nou verloor, of as jy nou 'n slegte verloorder. Jy weet, dis die ander kant van die sy, en ek kan nie glo ek is so rustig toe ek nou vanaand hierdie opmerking gemaak het, jy sien, maar, jy weet, dis nou soms so tong in die kies, Tiaan, maar, jy weet, dit is die teenkant van die sy. Maar soos ek vir Johan gesê het, jy weet, hierdie stemmery is eintlik vir my 'n groot gemors. Dit is soos met die geelgriep, met die spuit en die nie spuit storie. Jy weet, die ouens gooi mekaar met die klippe, en as jy nie 'n mykraal is nie, dan is jy 'n verfoeisel, ek wil niks met jou te maak hê, en niemand sê, kom ons, daar's plek in die middel van die kraal wat ons by mekaar kan kom nie. Almal gooi almal met klippe, en die ouens luister nie eens noodwendig na mekaar nie, en weet, dit is vir my wat sleg is van hierdie verkiesing. En dan, jy weet, ek het 'n groot probleem wat ek ook met Cynthia se opmerking het, is,
Wat sy sê nie, stem net vir enige party. Jy weet, maak nou die saakie solank jy nie vir die ANC stem nie. Cynthia, my vraag is dan, stem jy vir iets of stem jy teen iets? Want om teen iets te stem dra vir my geen water nie. Jy weet, daar's tog, elke ou het sekere begrondings en beginsels en geloofsoortuigings. En dit dra vir my bietjie meer waarde as om nou iets te gaan doen, om in 'n ry te gaan staan, omdat die meerderheid so sê. Jy weet, daai prentjie van die Bybel met die smal en die breë weg, jy weet, die breë weg is nie verniet vol, en die smal weg, maar eil gesaai nie. Jy weet, so, die meerderheid is nie noodwendig die regte ding om te doen nie. Jy weet, en nou moet ek sê, jy weet, dit is een van my groot beginsels. Ons het nou gepraat oor groot besluit het, Jan, ons het nou gepraat oor die sisteem wat gebreek is. Maar, jy weet, ek sal nie met my kan saamlewe volgens my beginsels nie, want ek sal iewers, maak nie saak wat se party dit is, die gaan ek iewers van my beginsels moet prys gee, om 'n kruisie agter hulle te gaan trek. En, jy weet, so ek wil hê die mense moet dit ook hoor op 'n mooi berekende manier. Jy weet, ek is nie bereid om my beginsels prys te gee ter wille van enige politieke party nie. Want elke keer, en ek sien hier's nou lang rye hierdie jaar, en ek sien hulle sê party ons gaan dalk tot na 12 nog in 'n ry staan, hulle gaan jou nie uit die ry uit wegjaag nie, hulle gaan jou nog help. Jy weet, maar daar's te veel ouens wat net of al die politieke partye, kom ons begin daarby, maak nie saak hoe klein of hoe groot is hy nie, vertel vir jou elke 5 jaar, hierdie is die belangrikste verkiesing nog, as jy nie hierdie verkiesing stem nie. In 94, kyk, ons weet nou die terroriste gaan saam met ons stem, want ons het vir hulle die deur oopgemaak om saam met ons te stem, maar as jy nie nou stem nie, gaan die terroriste aan bewind kom. En toe kom die terroriste aan bewind, en toe nou net met die volgende verkiesing, hoor jy, ons sien nou die terroriste is besig om aan te jaag, maar nou moet julle ons sterk maak, as die terroriste kan keer. En toe daarna, toe sit, nee, ons gaan nou saam met hierdie terroriste en hulle party van binne af veg, kerels, nou moet julle kom. En elke blerrie 5 jaar kom hulle met 'n nuwe storie en met 'n nuwe verduideliking, hoekom dit nou kwansies die belangrikste verkiesing nog is, en as jy nie nou, as ons nie nou gaan wen nie, dan is daar nie weer 'n verkiesing, jy weet nie wat se snert, kom hulle alles weer voor 'n dag nie. So, Tian, het jy al ooit 'n verkiesing beleef wat nog nie bemark was as die belangrikste verkiesing in mense jeugenis nie? Nee, jy sien alweer, jy moet verstaan hoekom hoekom die deelnemers en spesifiek die ouens wat 'n lewe maak van die stelsel, hoekom hulle so driftig is rondom die hele projek te bemark as 'n absolute noodsaaklikheid. Jy moet onthou, demokrasie is afhanklik van deelname. Die demokratiese proses, as mense nie aan hom deelneem nie, dan verloor hy sy legitimiteit. En as jy nou in Suid-Afrika gaan kyk, ons is nou bietjie meer as 60 miljoen mense wat nou getel word deur Statistiek Suid-Afrika. Van hulle is 'n bietjie oor die 40 miljoen stemgeregtigde kiesers, hulle is ouer as 18 jaar. Van daai bietjie oor die 40 miljoen mense is net 27 miljoen geregistreer. So jy sit klaar met amper 13 miljoen mense wat nie geregistreer is nie, wat effektief veronderstel is om te registreer en aan die demokratiese proses deel te neem. Van die 27 miljoen wat geregistreer is, neem daar effektief aan die verkiesing maar iets in die omgewing van 65 of 66% uiteindelik aan die verkiesing deel. So jy sit met miljoene mense, eintlik die meerderheid van stemgeregtigde kiesers in Suid-Afrika neem nie aan die demokratiese proses deel nie. Hulle doen dit wat jy doen. Hulle doen dit wat oom Jaap gesê het, hulle stem reg, hulle bly weg. Nou, die realiteit is dat as die ouens wat in hierdie proses werk en leef en 'n lewe maak van dit, en 'n demokrasie in Suid-Afrika dan nou kwansies in die lewe wil hou, as hulle nie hierdie ding bemark elke keer as 'n absolute noodsaak, as die belangrikste, en hulle hou nie die ding op sy voete nie, dan gaan die ding uiteindelik platval. En so dit is maar die oorsprong van hoekom hulle die ding op so 'n manier dryf. Maar die realiteit is alwyn dat demokrasie, ek sê weer, wat my aanbetref was daar nog nooit 'n werklike demokrasie in Suid-Afrika in plek nie, maar die skyndemokrasie in Suid-Afrika is onder geweldige druk. En die argitekte van die demokrasie hoop met alles wat hulle werd is om hierdie verkiesing anders te sien,
Hulle hoop dat die stempersentasie baie hoër gaan wees. Daar het nou 27,7 miljoen dink ek mense geregistreer en hulle hoop dat daar meer as 65% van die mense gaan stem. Maar dit sal ons dan nou maar sien of dit nou uiteindelik die geval is. Die realiteit is albei, ek sê weer, ek deel die ding in twee. Vir my is dit 'n geval van ek is deel van 'n vryheidsgesinde boere-Afrikaner volk wat glo dat ons as 'n volk moet 'n eie vrye volksbestaan hê. Ons moet in 'n land van ons eie woon waar ons oor onsself kan regeer. Ons is nie vir onderhorigheid gebore nie. Nou, dit maak my deel van 'n minderheid van 'n minderheid. Ek en jy weet dat by verre die oorgrootste meerderheid van mense in Suid-Afrika, spesifiek blanke Afrikaanssprekende mense, soek nie werklik vryheid nie. Hulle soek maar net regverdige heersers. So as hulle kan dit regkry om deur goeie mense regeer te word, maak nie saak wie die mense is nie, maak nie saak wat hulle herkoms is nie, maak nie saak wat hulle etnisiteit is nie, dan is hulle tevrede. Terwyl ek deel is van 'n dampkring wat sê nee, maar dis nie vir my aanvaarbaar nie. Ek is nie vir onderhorigheid gebore nie. Ek wil myself regeer in 'n land van my eie. Daardie groepering mense moet verstaan dat binne parlementêre partytetiek gaan nie vir ons daai weg baan om by daai doelwit te kom nie. Dit kan, as dit reg bestuur word, 'n klein geringe bydrae maak tot daardie strewe. Maar daardie strewe se pad is nie primêr deur Roelandstraat en Pleinstraat in Kaapstad nie. En dit is wat belangrik is. Ek bedoel, dit is die konteks van waaruit ek kom. So ek sê vir myself, as daar 'n positiewe bydrae te maak is in Roelandstraat tot hierdie strewe wat ek koester, dan is ek bereid om hierdie ouens 'n hand te gee. Dit kos my absoluut niks. Hulle gee tot vir my die pen wat ek dit mee moet doen. Maar ek dra geen hoop met my saam dat dit in enige ander opsig 'n verskil gaan maak nie. 'n Ander opmerking wat ek wil maak, Alwyn, is dit gaan oor gevestigde belange. Ons mense se eerste prioriteit is om sy gevestigde belange te beskerm. En as hy sy gevestigde belange kan beskerm deur vir 'n bepaalde politieke party te stem, dan doen hy dit. Nou, kom ek gee vir jou 'n praktiese voorbeeld. Die plaas waarop die stembus nou staan, waarop hierdie area waarbinne ons nou moet stem, geleë is, hy so 60 km van my af. Nou ry ek deur 'n gedeelte Oos-Kaap en deur 'n gedeelte Wes-Kaap om by die plaas te kom. Die pad wat deur die Oos-Kaap gedeelte loop, is onrybaar. Jy ry jou bakkie se aste af op hom. Dan gaan jy oor die grens, die padskraper staan op die grens, hy's besig om die pad nou te skraap. Nou dit is wat gewone ouens op die grond sê. Daai mense wat nou hierdie vryheidsstrewe lankal oorboord gegooi het, hulle oupas en oumas was die vryheidsmense, hulle was die stoere boere mense wat vir vryheid geveg het. Hulle het nou al lankal daai strewe oorboord gegooi. Vir hulle gaan dit oor ek soek 'n pad waarmee ek my produkte kan vervoer, ek soek 'n veilige omgewing waar die polisie funksioneel is. Ek soek 'n omgewing waarbinne ek my gevestigde belange kan bevorder. Dis waar 80%, 70% van ons mense is. Dit is 'n frustrasie vir my en jou, maar die realiteit is dat hy gaan daai gevestigde belange van hom. As hy partytetiek pleeg, ek noem dit sommer potholpolitiek. As hy potholpolitiek op 'n manier pleeg, op 'n sinvolle manier en hy kan organiseer en mobiliseer op die regte manier, dan kan hy dit tot sy voordeel benut. Dit is so. En dis ook hoekom hulle dit doen. Want op die manier staan die padskraper aan die ander kant van die grens en hy skraap die pad en hy ry lekker. Maar vir my en jou, wat 'n baie groter strewe het en wat sê nee, maar wag, okay, die lewe eindig en begin nie by 'n slaggat en by lopende water in die kraan nie. Ons het 'n hoër strewe, ons het 'n roeping om te leef. Vir ons maak dit nie altyd sin om maar net te kyk, vas te kyk in die dag tot dag nie. Ons het 'n groter strewe, ons het 'n groter doelwit wat ons jag en dis weer eens om terug te kom na daai gaping. Hoe hy gevul gaan word, weet ek nie. Ek glo natuurlik dat die ouens wat op 'n dag tot dag basis maar net besig is om sy persoonlike belange te dien, uiteindelik maar net besig is om branders terug te stoot en die brande breek uiteindelik oor hom. Dit is maar my standpunt. Ek sien nou iemand wat nou hier gebruik gemaak het van die superchat. Christo Legrandsie, hy sê hy's 15 minute in en uit klaar gestem. Ek weet nie watter areas hy nie. Hy sê hy gaan altyd in die aand, maar hy voel glad nie opgewonde oor hierdie verkiesing nie. Wil net ander partye en ekskuus, dis nou verbatim. Wil net ander partye afpis deur om teen hulle te stem. Nee wat, 'n verkiesing gaan nie ons volk red nie. Dit is nogal vir my snaakse benadering, Tiaan, as jy nou die moeite doen om te gaan stem, al vat dit nou net 15 minute, jy's miskien 15 minute daar, maar jy moet nou tot daar kom en weer terugkom, om dan nog steeds jou tyd op te offer, terwyl jy nou nie regtig glo nie in die stelsel of die stelsel nie. Dis nogal 'n unieke benadering. Ja,
Ja, kyk Alwyn, ek het wat ek geleer het ook op 'n laat stadium van my lewe, dalk te laat, is dat erkenning is 'n tweesnydende swaard. So jy kan in die lewe soveel erkenning verwag as wat jy bereid is om te gee. So as ek nou hier loop met 'n strewe, ek sê vir myself, ek is 'n boere-Afrikaner wat strewe na staatkundige, soewereine vryheid. Ek wil uiteindelik op 'n punt kom waar ek myself in 'n grondgebied van my eie regeer. Dis my strewe en ek soek erkenning vir daardie strewe. En ek soek ook erkenning vir daardie strewe by my oppositie. Ek soek erkenning vir daardie strewe by mense wat dalk soos ek lyk, maar wat deelneem aan binne parlementêre partytetiek. Dan sal ek sê is die regte roete om te gaan om te sê, maar goed, sienende dat ek 'n strewe het waarvoor ek erkenning soek, is ek bereid om vir jou strewe erkenning te gee. Jou strewe is dalk om vir die volgende 5 jaar in die sagte kussings van Rolandstraat te sit. Ek gee erkenning aan daai strewe, mits jy bereid is om ergens langs hierdie pad ook erkenning vir my strewe te gee. So dit gaan hier oor wederwysige erkenning. En of 'n mens daardie erkenning kry, ek het 'n so 'n bietjie ondervinding van die parlement. Ons is daar, ek en jy sal daarvan kennis dra, om Andries Breitenbach en ook oorlede Paul Creer is by geleentheid daar in die Kaap by die parlement ontvang deur verskeie politici, ook swart politici. En die manier waarop ons daar ontvang is en die manier waarop daar erkenning gegee is aan ons strewe, is wat my aanbetref 'n direkte afgeleide van die feit dat ons erkenning aan hulle gee ten opsigte van hulle strewes. So ek dink dit kom maar so 'n bietjie op dit neer. Maar weer eens, dit gaan oor wat is jou verwagting? Ek het 'n baie realistiese verwagting oor wat die uitkoms van hierdie hele proses gaan wees, maar daar is ook ongelukkig ouens wat onrealistiese verwagtinge het. Ek moet nou sê, Tiaan, ek is self hier op my eie program tussen baardberaadkiesers, is ek in die minderheid. Koot het hier vir ons 'n peiling opgestel oor het jy vandag jou kruisie gaan trek, en 57% het gesê ja en 42% het gesê nee. Nou ek weet, dit is nou meer die harregat ouens wat baardberaadkykers is, en tannies, daar's heel wat tannies wat ook na ons kyk. So ek is 'n minderheid hier op my eie program. Ja, Alwyn, nee, ek dink dit is belangrik, ons moet maar net vir die kykers, en ons moet dit vir mekaar sê, ek is oortuig van die feit dat die meerderheid van die kykers van hierdie program sal realistiese verwagtinge hê in terme van hierdie hele proses. Die partye wat op 'n manier nog 'n bietjie krummeltjies van die tafel afkrap en vir die volk sê julle kan dit oppik in julle vrye tyd, is partye met 'n klein persentasie steun uiteindelik in die groter geheel. Maar dit is partye wat vreemd genoeg, en nou hierdie is 'n interessante ding vir my Alwyn. Ek kyk nou so 'n programmetjie wat gemaak is, en ek noem nou sommer maar die naam van die party, die Vryheidsfront Plus, van hulle raadsverteenwoordigers nou op verskillende plekke en verskillende hoedanighede. En nou ken ek per toeval heel party van die mense. Nou dit is mense wat uit die vorige bedeling kom, uitvoerende leiersposisies binne partye soos die ou konservatiewe party. Manne wat op die generale staf van die AWB was. Manne wat binne die breër konservatiewe behoudende damkring 'n leidende rol gespeel het. Is ouens wat hulle nou deel gemaak het van die partypolitieke stelsel, om net een enkele rede, en dit is daai beskerming van die gevestigde belang. Hy sit in 'n situasie, hy word omring deur mense wat vir hom sê, man, jy's vermoënd, jy's welsprekend, jy het ondervinding van politiek, tree toe tot hierdie stryd en help ons om ons gevestigde belange te beskerm. En hulle doen dit met uitnemendheid, hulle kry dit reg op vreemde en kreatiewe maniere. So ek probeer net 'n motivering gee vir waar kom die deelname in baie gevalle vandaan. Dit het nie altyd te doen met of verraad aan die een kant, of ek wil saam met 'n heiden in dieselfde juk trek aan die ander kant nie. Daar is ook ander motivering wat op die keper beskou dalk 'n bietjie meer gewig dra as net daai eerste twee beskuldigings. Ja nee, dis hoekom ek sê, jy weet, ons kan party goed eintlik in die middel van die kraal, is daar baie meer plek vir ons almal as ons net na ons almal luister met 'n bietjie oop gemoed. So, maar as jy 'n klip gooi, jy weet, die grootboek sê ons 'n sagte woord keer die grimmigheid af, maar nou is dit harde woorde beide kant toe, en nou weet ons, jy weet, ons manne, jy weet, is mos nou maar vandag op hulle perdjies, en ek sien nou Andries van der Walt, hy sê gebruik die stelsel om die stelsel te verander, en hy het ons verlede week baie vertel van Oom se party, en ek sien Oom se party het eintlik 'n anti wat in beheer is daarso van Oom se party, soos Oom en anti wat jy voor gaan stem het daar. Maar ek het toe nou nogal, ek moet nou vir Andries sê, ek het toe nou nie geweet wie is Oom se party nie, toe ek nou gaan 'n bietjie navorsing doen, dat ek daarom
nie so onbeholpe klink nie. So Andries, jy weet, jy het my ook 'n bietjie slimmer gemaak. Baie dankie daarvoor. Jy het my nog nie oortuig nie. Maar jy weet, ek dink dis mense, hoe sê oom wat ons altyd mee saam gaan kamp het, sê dis 'n rein gedagte. Jy weet, ek dink daai oom se party is 'n rein gedagte. Maar Tiaan, as ons nou 'n bietjie van die stemmery of stem of nie gaan stem nie, 'n bietjie wegstap. As jy nou in jou kristalbal kyk, wat sien jy, kom ons begin eers, kom ek breek die vraag 'n bietjie op. Wat verwag jy van die uitslaa? Hoe dink jy gaan die uitslaa min of meer lyk as jy kan raai oor persentasie gewys vir partye? Alwyn, dit is hoe het ou James Kemp op 'n stadium vir my gesê, hy gaan 'n voorspelling van die uitslaa maak op die laaste so 10 ure nadat hulle getel het. So nou dit is dalk die veilige opsie. Maar nee, weet jy Alwyn, ek dink die ANC gaan dalk net onder die 50% inkom. Nie iets wat vir hulle onverwags is nie. Die tendens, die afwaartse tendens in struggle movements, soos ek hulle nou maar noem, daai bevrydingsbewegings. Die afwaartse tendens in hulle steun in hierdie demokratiese verkiesings is 'n algemene verskynsel reg deur Suidelike Afrika. So hulle het dit sien kom, hulle het geweet dit gaan ergens op 'n stadium gebeur. Hulle het geweet hulle kan nie hulle beloftes nakom nie en hulle het dit verwag. En daarom was dit vir hulle so belangrik dat daar aan hulle linkerkant van die spektrum, aan hulle linkerkant moet daar bepaalde rolspelers tot stand kom, sodat hulle posisie kan handhaaf, want hulle moet as die ANC steeds die blue-eyed boy, nie net van Suid-Afrikaners nie, maar spesifiek van die internasionale gemeenskap bly. So hulle moet die Engelse woord is presentable bly. En die enigste manier vir hulle om dit te bly, is hulle moet hulle posisie handhaaf. Maar hulle weet dat hulle aan die linkerkant van hulle op die spektrum, aan hulle linkerkant, moet hulle steun monster. En daarom is dit so belangrik vir hulle dat die partye soos die SHKP, die EFF, dis nou die nuwe MK, en so kan jy aangaan, partye wat aan hulle linkerkant geposisioneer is die ouens wat daai stemme wat van hulle af wegstap, omdat hulle nie hulle beloftes kan nakom nie, gaan hulle uiteindelik met koalisies absorbeer. So hulle gaan in bewind bly. En dit is die strategie agter dit als. So ek dink die ANC gaan onder 50% inkom, hy gaan 'n koalisievernoot aan sy linkerkant vind, en hy gaan voortgaan in die Uniegebou met sy vernietigingsveldtog soos wat hy die vorige 30 jaar mee voortgegaan het. Die ander oppositiepartye gaan opeindig, die DA dink ek gaan baie steun spesifiek in die Wes-Kaap afstaan aan Guyton McKenzie se party, die PA. Ek dink daar wag 'n bietjie 'n verrassing in die Wes-Kaap vir hulle wat dit aan betref. Die Vryheidsfront Plus rondom 'n 4,5%. Ek kan nie dink dat dit meer is dit sal wees nie. Dis maar die ou getroue kieserbasis wat maar weer na hulle toe gaan. Daar is vreeslike geraas gemaak rondom die sogenaamde bruinstem wat na hulle kant toe kom. Ek dink dis 'n klein minderheid bruin mense wat vir die Vryheidsfront Plus gaan stem. Dit is doodgewoon maar net nie. Dis maar meer 'n verkiesingsprofesie is iets anders. En dan natuurlik MK in KwaZulu-Natal, daaroor spekuleer baie mense, maar dit sal ook interessant wees. En dan wat vir my interessant is, daar by julle in Transvaal, Sentraal Transvaal spesifiek, hoor ek dat Action SA van Herman is nou glo die buiteperd daar. Hy is nou glo die ou wat die groot opskudding gaan veroorsaak. So, maar wat nadat al die debatte klaar gevoer is die ANC met sy bondgenote aan sy linkerkant, sosialiste, weer aan bewind en het hulle weer die sleutel van die kluis van die Suid-Afrikaanse ekonomie en gaan die plundertog voort en gaan die aanslag op ons mense en op ons behoud voort. Dit is in kort hoe ek die ding sien. Dit is maar baie skepties, maar dis hoe ek dit sien. Ek sien iemand het die gelaat weet en koot laat weet, daar's iets fout met die klank. Ek het nou hierdie klomp goede hier probeer indruk. Hulle kan maar net laat weet of die klank nou reg werk of nie reg werk nie. Ek vra verskoning daarvoor. Dit werk soos die verkiesing. Net solank jy dink alles is reg, kom skop dit jou in die agterend. Maar ek moet nou sê, Tiaan, ek het 'n bietjie gaan verneek. En ek het ek het 'n paar peilings gaan kyk. En wat nogal interessant was, is hierdie peilings verskil hemelbreed. Die peilings van ANC steun wissel enigiets van 49% tot 40%. So daar's 'n geweldige
groot draai daarvan, ek dink is omdat baie nie regtig weet wat Zuma se impies gaan maak nie. En hoe goed hulle gaan doen nie. En dan sien ek kom ons kom nou net by die groot partye uit. Ek sien die DA se hulle sê hy's nou reg, baie dankie vir daai laat weet. Laurie sê hy loop so kat met kouse, baie dankie vir daai vir die terugvoer. Maar die DA se steun is omtrent maar gestagneer. Ons weet die vorige verkiesing toe hulle mos nou gedink as hulle nou moet ek net weer mooi partykeer praat ek vinniger en voet in die mond. Maar hulle het mos nou die vorige verkiesing gedink as hulle nou jy weet 'n BE kandidaat daar stel, dan gaan hulle nou verskriklike groot steun hê en hulle BE kandidaate toe nie so lekker gewerk nie, hulle het steun verloor. Maar dit lyk of hulle steun maar min of meer gestagneer het. Maak nie saak wat hulle doen en jammer nou vir die ouens wat in die ry gaan staan het en nou vertel die ouens is nou die beste ding sê dit gesnyde brood. Die peilings wil lyk asof daar nie regtig veld gewen word nie. Hulle is maar waar hulle is. Die grootste beweging is die ANC natuurlik en dit lyk vir my as ek so kyk na die opkoms van Zuma se party is die verloorders met die nuwe party wat dan nou toegetree het is basies die EFF want dit is die radikales vat by die radikales en dan die ander radikale element van die ANC word dan in die Zuma party opgeneem. So dit is wat dit lyk en dan sien ek die ouens vir beide die Umkhonto en dan die EFF se partye wissel die peilings op enigiets tussen so 8 en 13%. Wat hulle voorspel vir die twee partye. So hulle is baie naby, maar dit lyk tog of die EFF steun verloor ten koste van Umkhonto en dan die ANC ook. Dis maar waar hulle verloor. Maar Tiaan, dit wys tog dat alhoewel die ouens nou vertel jy moet nou in 'n lang ry gaan staan. Is die grootste gedeelte van die stemmery loop maar nog volgens raslyne of mense dit wil hoor of nie wil hoor nie. Dit is 'n feit. Ek dink die DA het nogal redelik steun uit alle rasse, maar dit is omtrent die middelklas swartes wat daar gaan stem. Wat hulle wen en nie noodwendig die ou in die plakkerskamp waar hulle so gretig gaan loop en sing en dans en hempietjies uitdeel nie. Daar wen hulle net absoluut geen steun nie en die middelklas met 'n ekonomie wat stagneer word nie groter nie, so ek dink dit is hoekom hulle daar staan. Maar nou is my vraag en ek het nogal maandag aand met ouens hierdie gesprek gehad, maar ek dink nie die ouens was vreeslik lus om te luister na wat 'n malregse ouetjie sê nie, want dit is mos hoe 'n ou getipeer word. Dink jy dit is noodwendig 'n goeie ding as die ANC onder 50% steun kry? Ja, wel, Alwyn, dit is presies wat ek net vir jou uitgespel het. Die realiteit is dat daar's nog steeds 'n linkse swart sosialistiese blokstem. Of hy nou in die vorm van die ANC kom, of hy in die vorm van die MK kom, of hy in die vorm van die EFF kom, dit bly 'n swart sosialistiese blokstem wat op enige gegeewe oomblik met mekaar kan hande vat en die politiek in 'n rigting dwing waarin hulle hom graag wil hê. So die vraag natuurlik net is hoe desperaat is die ANC en hoe meer sy gesagsposisie in gedrang kom, hoe gevaarliker word hy. Dit is presies wat ons net vir mekaar gesê het. So en wat interessant is, daar is ook in die internasionale markte, spesifiek die internasionale ekonomiese markte, kies eintlik 'n stabiele ANC regering. Is vir hulle baie meer gunstig. Die markte wys dit ook. Die oomblik as Ramaphosa se magsposisie in gedrang kom, dan raak die markte onseker, want dit bring onsekerheid. Jy weet, ek is nou al op 'n punt waar ek so gewoond is aan die ANC se onvermoë om die wette wat hy maak af te dwing, dat ek nou eintlik baie gemaklik is op die stadium. Ek gaan met my lewe aan, want hy laat my met rus, want hy kan nie eintlik op 'n manier aan my gevat kry, want hy's te onbevoeg om dit te doen. Die ANC is 'n slegte regering en hy's onbevoeg, maar dit het bepaalde voordele.
vir mense wat op 'n kreatiewe manier innoverend en entrepreneurskap aan die dag kan lê, dan kan jy jouself handhaaf, want die ANC staan nie in jou pad nie. 'n Mens kan jouself amper die vraag afvra, veronderstel dat daar was 'n bevoegde ANC-regering aan bewind. Jy weet wat kan dit doen wat hy sê hy wil doen. Dan sit jy met 'n probleem, baie groter as die een waarmee ons huidiglik sit. Maar goed, daarmee saam natuurlik kan 'n land bekostig om onder die bewind te staan van 'n regering soos die ANC die afgelope 30 jaar. Gaan ek en jy ons kajuit droog gehou kry op hierdie sinkende skip? Ek weet nie, ek twyfel dat daar seker op 'n nasionale vlak verandering uiteindelik moet kom ter wille van die groter Suid-Afrikaanse geheel. Dit is seker die geval. Ek is nie 'n Suid-Afrikanis in die eerste plek nie. Ek is 'n lid van die Afrikaner volk. Ek is 'n boer in murg en been. En ek het dis my eerste prioriteit is om die belange van my volk te bevorder. Suid-Afrikanisme is vir my sekondêr. En nou weet ek daarvoor gaan 'n klomp mense my kruisig, want hoe durf ek dit sê? Maar ek sê nie Suid-Afrika eerste nie, ek sê die Afrikaner eerste. Ek sê my volk eerste. Ek gaan nie lewe en sterwe vir Suid-Afrika nie, ek sal lewe en sterwe vir my volk en sy belange, ja. Maar die Suid-Afrika van vandag wat daar buite is, waarvoor ons oupas en oumas en paas en maas gelewe en gesterwe het, is in die hande van vreemdelinge, en is in die hande van verdrukkers en onderdrukkers. So dit is nie Suid-Afrika eerste vir my nie, dit is my volk eerste en sy belange eerste. So, maar goed, om terug te kom by jou vraag, ek dwaal nou 'n bietjie af, om terug te kom by jou vraag oor wat sal die beste wees dan nou vir die Suid-Afrikaanse idee, 'n ANC bo 50% of 'n ANC onder 50%. Die ANC, dit hang alles af van wat die ANC onder 50% as 'n koalisievernoot gaan gebruik. Gaan dit 'n klein linkse sosialistiese partytjie aan sy linkerkant wees, of gaan hy 'n groter linkse sosialistiese party, soos byvoorbeeld die EFF of selfs MK nodig het om in bewind te bly? Want dan kan hy vinniger radikaliseer, wat natuurlik 'n klomp deure vir ons gaan toemaak en die pad nog moeiliker maak. Ek moet nou sê, ja, voor ek nou daarby uitkom, ek sien nou hier's nou van 'n Merwe ou, ek vermoed ek weet wie's dit, maar mag dalk verkeerd wees. Wat hier sê, hulle sê as jy in die ry is voor 9uur, sal die stemlokaal oophou. So as ons nou voor 9uur ingeskakel het, gaan Baardberaad ook oop bly. Tiaan, hoe lyk jou planne vir die res van die aand? Ja, Alwin, ek gaan nou nie kan oop bly tot die Suid-Afrikaanse stembusse toemaak nie. Maar maak nie saak nie. Kom ons kyk hoe lank ons kan oop bly. Nee, ek sien nie so, die kommentaar van dieselfde van 'n Merwe sê, dink net hoe lekker dit sou wees as Tiaan kon president word. So Tiaan is jou naam in die hoed. Nee, jy weet wat ek gesien het van politici, miskien is dit 'n wêreldwye probleem, is hoe nader 'n politikus aan die koning se troon staan, hoe laer buig hy. En dit is vir my problematies. Die koning is my vyand op hierdie stadium en ek sien nie kans om vir hom te buig nie. So nee, jammer, my naam is nie op die stadium nie. Ja, Tiaan, ek moet nou sê, om terug te kom na jou opmerking en as ek kyk na hierdie peilings, dan gaan die ANC met een koalisie vernoot dit regkry, en ek dink dit is vir hulle dalk makliker om een koalisie vernoot te kry as om klomp kleintjies te probeer gelukkig hou. Maar ja, as hierdie peilings omtrent reg is, dan gaan die ANC saam met Umkhonto, en ek weet hulle is kwaad vir mekaar, maar ons weet mos hoe hierdie politiek werk. Hulle is net kwaad vir mekaar tot hulle vir mekaar plek maak sodat almal by die krib kan vreet. Jy weet, dan gaan hulle dan vergewe hulle mekaar alle sondes, jy weet, en dit lyk vir my asof die ANC met 'n EFF of met 'n Umkhonto party nog steeds in bewind kan bly. Ek weet enige een van die twee, en dit maak nie saak watter een van die twee hulle gaan kies nie, gaan dit beteken, en ek dink jy het dit mooi opgesom, dit gaan meer onstabiel wees, en ek dink korrupsie gaan erger wees, want nou gaan die ouens mekaar baie meer toelaat, want nou moet hy partykeer tot die ander ou se pype dans, na die meer radikale ou se pype dans, sodat daai ou nie kwaad word en uit die koalisie uitkom nie, want as hy uit die koalisie uitkom, dan word my plek by die krib ook beïnvloed. En ek dink dit gaan maak dat ons het gedink dinge was rof tot nou, ons het gedink daai pad kan, die bakkie ry nou nie lekker op daai pad nie, maar gaan nader aan sukkel om daai pad met 'n lorry gery te kry met die koalisie vernote. So
ek is nou jammer as ek nou die een is vir die slegte nuus, maar jy weet ek kan nie sien dat dinge gaan beter raak met 'n koalisievernoot nie. Ek dink soos jy gesê het, sou die ANC oor 50 gekry dan sou dit dalk meer stabiel gewees het. Ek dink die volgende 5 jaar kan skielik baie rowwer raak as wat dinge tot nou was. Jy weet ek dink die beste sou gewees het en al die ouens praat van koalisievernote en koalisiepolitiek. Ons het nou gesien hierso 'n paar keer, dis nou die woord wat ek tot vervelings toe gehoor het die laaste week is 'n koalisie. Met die DA wat ons het gesê 20-22% kry en jy gooi al daai ander ouens in die pot. Al die ander kleiner partye, dan laat ons nou die EFF en Umkhonto daar uit van al die oppositiepartye, want as jy hulle gaan betrek dan is dit in 'n geval maar weer, dan moet jy na hulle pype toe ook dans, so dan is die koalisie in 'n geval 'n gemors. So dan gaan jy, dink jy nou met jou party in die EFF en daai lotte, dan as jy dink dit gaan beter wees as 'n ANC regering, dink ek daar wag ook 'n redelike vrede-ontnigtering vir jou. Nie net omdat of moenie dink net omdat jou party miskien in 'n koalisie betrokke gaan wees dat dit noodwendig die antwoord gaan wees en dat alles gaan beter gaan nie. Ons het dit gesien hier by ons, die ouens hier by ons wat hier aan die Willerand bly, ons het gesien by die Oostrand, ek dink hulle noem hom nou ek hoor en lê nie. Jy weet, daar het ons gesien, die ding het binne 3 maande of 6 maande het hy 3 keer hande verwissel en toe uiteinde toe die EFF daar gevat en hulle het goed in 3 maande opgedonder wat daarom die ANC so 5 jaar gevat het om reg te kry. So jy weet hierdie is 'n baie gevaarlike speletjie waar ons nou mee besig is. So dis hoekom ek dink die ouens moet maar hulle moet maar hulle sitplek gordels vasmaak. Ek dink dit gaan rof wees. Ek dink die mense wat net wens die ANC kry onder 50, want dit gaan nou tot ons redding wees. Ek dink hulle sit die pot mis. Ek dink albei mense moet natuurlik onderskei tussen nasionaal en provinsiaal. Koalisie op provinsiale vlak is dalk so 'n bietjie 'n ander scenario as wat ons op nasionale vlak nou van praat. Op provinsiale vlak kan ek daar nou getuig, jy weet hier in die Wes-Kaap en in die suide is daar daarom koalisies wat redelik goed werk, inteendeel eintlik baie goed werk. Maar nou ja, jy sit heeltemal met 'n ander demografiese werklikheid, so jy sit met ander koalisievernote wat as hulle met mekaar saamwerk en op 'n verantwoordelike manier hande vat, dan is hulle gemaklik die meerderheid en hulle behou hulle meerderheid. So dan werk dit goed, maar op nasionale vlak heeltemal tereg, want jy sit weer eens, ek kom terug na daai swart linkse sosialistiese blokstem. En solank as wat jy met hom sit, beteken dit dat om die meerderheid by hom af te rokkel, moet jy maar een of ander vorm van 'n linkse sosialistiese swart stem by hom gaan steel en kom deel maak van jou koalisie. Nou ek bedoel, gif is gif, maak nie saak wat sy kleure is nie, hy's gif. Of hy nou 'n rooi hempie dra of hy nou 'n swart of 'n groen hempie, geel hempie dra, hy's deel van daai swart sosialistiese swart blokstem. En dit is problematies en klaar, maar 'n ander interessante ding wat ek vroeër vanoggend ook hoor, opmerking, ek dink is professor Andre Dievenage wat die opmerking maak, dat MK is in hierdie hele spel, hulle primêre doelwit is eintlik maar net om die ANC op plek te kry waar die ANC die regering van die dag en sy invloed gebruik om die vervolging na afloop van die Natal onluste en alles wat daar besig is om te broei, tesame met al die hofsaake teen Zuma, om dit te neutraliseer. So dit gaan basies die voorvereiste wees waarmee MK in so 'n koalisie instap. Anders is natuurlik die EFF, hy het natuurlik ander verwagtinge. Maar so as MK van daardie koalisie kom deel word, dan sal MK sê, luister, ek het nie vreeslik verwagtinge nie. Ek wil nie meer hê nie. Al wat ek van julle vra is hou net op om ons te straf. Trek 'n rooi streep deur al die klomp hofsaake wat hangende is, trek 'n rooi streep deur al die aanklagte en spreek ons vry in kort. Dan gee ons 10% of ons 15% wat julle nodig het. Dit is interessant, so in daardie opsig wil ek amper sê sal 'n MK koalisie vernoot vir die ANC amper 'n meer gunstige uitkoms wees, spesifiek vanuit ons konteks, as wat 'n EFF koalisie vernootskap gaan wees.
Ja, Tiaan, ek is 100% met jou. Provinsies kan anders lyk. Weet maar, jy weet ek dink Noord-Transvaal waar die ANC, ek het nou nie gaan kyk nie, maar normaalweg die 80% plus ek dink nie dit gaan daar verskriklik verander nie. Ek dink daai goed is en hier by ons is dit ook nogal ek bly nou hier op die randjie van die Wes-Transvaal. Wat hulle ook mos nou 'n ander provinsie gemaak het saam met, ek dink dit was 'n gedeelte van Noord-Transvaal wat hulle toe nou Noordwes kom roep het. Maar jy sien ook nogal partykeer as jy oor die grens gaan, soos jy sê, die verskil aan hoe 'n pad lyk. Party van die paaie ry ou nou mos maar in en uit en weer in en so by die goede so. Ja, ou kan duidelik die verskil sien in die provinsies. Maar een ding wat ek opgemerk het is hier in ons dorp is 'n stopstraat, dis daar jy weet 'n rare ding. Mense sien nie meer 'n ding nie. Jy weet nie was voorheen 'n plek wat jy hier moes gestop het, want die stopstrate is nie meer nie. Jy weet, en nou is daar ongelukke vir die ouens wat nie die paaie ken nie, en nou stop jy skielik hierso op 'n pad wat jy ook nie meer die strepe kan sien, of 'n stopstreep kan sien nie, so die padmerke is ook al, jy weet, soos 'n avokado peer, hoe ouer die pad word, hoe swarter word hy, so jy kan nou nie meer die wit op die pad sien nie. Jy weet, en so neek ons aan, en dit is nie net in ons dorp nie, ek ry nou hier in ons geweste oral, is padverf deesdae 'n rare ding. Jy weet, lyk my, hulle nou die paaie so gebied, daar word nou nie eens meer wit verf op die paaie toegelaat nie. So, dit is nou 'n geneek hierso. En ek dink ons politiek neig lyk vir my in daardie rigting. Ek wil net gou hier by kommentaar uitkom. Ek sien Jan het gesê die ANC en die EFF en die MK saam maak so 66% uit nasionaal so. Ja, ek dink nie ou gaan salf daai kan smeer nie. Ek dink nie, soos ek sê, ek dink nie die 3 gaan noodwendig saamwerk nie. Want die ANC gaan net een nodig hê. Jy weet, om sy plek by die trog daar te hou. Van der Merwe sê ons het hom by die stembus verloor, ons sal hom nie daar terug wen nie. Ons moet onsself hier uitbou. Ek dink hy bedoel ons gaan onsself moet uitbou nie uitstem nie. Tiaan, ek weet nou as ek jou ken, dit klink soos kommentaar so na jou hart. Ja, Alwyn. Ja, ag nee, dit is 'n baie realistiese opmerking daar. Jy kan duidelik hoor Van der Merwe het nou al so 'n bietjie 'n pad gestap met die ding. Dit is nou maar eenvoudig net so dat jy weet destyds voor hierdie vreeslike wonderlike, hoe het hulle dit, daar's so baie kommentators het dit mos nou maar beskryf as die sogenaamde beste grondwet in die wêreld. Hierdie liberaal-demokratiese grondwetlike bestel, jy weet, dit is mos nou so 'n rypie wat so opgesê is. Voor hy bewind gekom het, hierdie ou boer in die Noordwes opgestaan by so 'n vergadering, toe een van die argitekte van die bestel hom nou kom bemark daardie oggend. Toe hy nou so sit te luister, toe sê hy vir die voorsitter van die vergadering, voorsitter, ek is nou maar net 'n ou dom boer, maar ek weet daarom een ding, ek was al in die Kreerwiltuin gewees, en ek weet, as hulle daar hierdie soort van verkiesing gaan hou, wat hierdie ou nou hier voorstel, dan gaan die Rooibokke die verkiesing wen. En dit is waarmee ons sit. Dit is die bedelingsprobleem waarmee ons sit. As jy, en dit is wat vir my so interessant is, ek het dit vroeër met jou ook en met ander ook gedeel, die opvatting van 'n man soos die Craig, probeer ek net vinnig dink wat sy van is van die sogenaamde referendumparty hier in die Kaap. En dit is 'n Brit man, hy 20 jaar terug het Brittanje hier geland. Hy's 'n Engelsman, so Engels is wat jy hom kan kry. Maar hy sien presies dit raak. Hy sien dat die bedeling is ontwerp om ons onderdane van vreemdelinge te hou vir tyd en ewigheid. Nou goed, die belangrike ding wat kry moet verstaan is net so min soos wat die groot reënboognasie gewerk het in die hele Suid-Afrika, net so min gaan die klein reënboognasietjie in die Weskaap werk. So dit gaan oor, ons moet verstaan dat ons is 'n gemeenskap van gemeenskappe. Ons is 'n nasie bestaande uit verskillende volke. En jy kan nie hierdie volke vat en indwing in hierdie nasieskap van jou nie. Jy moet hulle die reg gee om te federeer opwaarts in hierdie nasie in wanneer hulle wil en soos hulle wil. En as hulle nie wil nie, dan wil hulle nie. Dan gun jy vir hulle plek onder die son waar hulle hom wil hê. En ek dink toenemend in die Suid-Afrikaanse politiek is dit die tipe van sentimente wat sterker na vore tree. Dit is vir my verskriklik verblydend. Jy weet Alwyn, as jy met hierdie soort van gedagtes
En ons het dit gedoen 10, 15 jaar terug het ons hier in die parlement daai soort baal rondgeskop om te sê maar ons moet Suid-Afrika opdeel, ons moet hom ontbondel. Die Suid-Afrikaanse eenheidsstaat is 'n Britse konstruk wat nie so hoort nie en. Jy is aangekyk asof jy malaat sit. En ewe skielik is hier nou 'n klomp mense, hulle kan nie eens Afrikaans praat nie, maar hulle begin met jou oor hierdie goed saamstem. Dit sê vir jou dat eers begin die penny drop. Eers begin mense sien, maar luister, ons het 'n groter probleem as net 'n slegte regering. En mense kan maar net hoop dat hierdie tipe van sentimente momentum sal hou en dat hulle momentum sal bou in die toekoms. En ek dink dit is waar daai van 'n Merwe opmerking 'n belangrike rol speel. As jy daai momentum wil hou en jy wil daai sentiment vestig, dan moet jy buitekant die partytetiek moet jy fisies werklikhede gaan bou. Dan gaan jy die momentum hou. Voor ek net antwoord wil ek net hierdie kommentaar lees want ek is net bang ek verloor hom. Kobus Olivier sê daar in die verre Noord-Transvaal noem hulle die plek nou Suid-Zimbabwe. Ek het al gedink dit is baie skerp. Maar Tiaan, ja, ek het toch al geluister toe jy nou die ding deel met van die Engelsman. En ek is toe nou bly ook dat ek kan toe daarom Engels verstaan en dat ek nou nie so moet hoog Engels praat nie. Maar wat vir my nou nogal snaaks is dat hierdie afstigtings gedagte of nee, dit is nie 'n gedagte nie. Ek dink hy sal baie hier in die noorde baie keer uitgespreek en maar dat hy nou vatplek gekry het in die politiek van die dag in die Weskaap is nogal vir my nogal redelik snaaks. Jy weet wat ons weet mos nou die ouens is nou mos maar meer liberale, meer pink daar in die Kaap, maar dat hulle nou skielik ook nou nie meer dink weet hulle het nou altyd vir ons hier in die noorde gepreek. Ons met ons baie probleme in die noorde het hulle vir ons nou amper net soveel gepreek soos die pommies nou juist gepraat van Kryk en die Amerikaners in die lotte vir ons gepraat het. Maar dat hulle nou besig is met so 'n poging vind ek nou nogal redelike stuk ironie in. Ja wel, dit is eenvoudig Alwyn, hulle sien hulle eie toekoms gebeur in die noordekant van die Oranje rivier. En hulle sien hoe daardie selfde faktore wat maak dat dit vir ons volk in die noorde ondraaglik raak, hoe hulle in hulle 10.000e oor die Oranje rivier suidwaarts stroom. En hulle kry nie 'n manier gevind, die provinsiale regering kry nie 'n beleid geformuleer om te keer dat die demografie hier in die suide dieselfde pad stap as wat hy gestap het in Pietersburg nie. Die enigste verskil tussen Wellington en Pietersburg is 15 jaar. Dis al verskil. En die ouens besef dit. En hulle besef as hulle nie daadwerklik 'n staatkundige model op die grond gaan uitrol waarmee hulle kan voorkom dat daai demografiese skuwe hier in die suide plaasvind nie, dan wel al wat dan verder van hulle suid oorbly is Robben Eiland en daar wil hulle nie gaan woon nie. So die realiteit skop eenvoudig ergens altyd langs die pad in. Interessant genoeg nou na aanleiding van hierdie tragiese gebeure hier in George met daai gebou wat in duie gestort het. Hoe daar een oggend deur die ramp 'n komitee wat nou aangestel is om hierdie ramp te bestuur, gevra word dat daar moet sielkundiges na vore kom wat Portugees magtig is en wat dis 'n taal wat hulle in Malawi praat en dis 'n taal wat hulle maar dis alles behalwe Afrikaans en Engels. Hulle het dringend sielkundiges nodig wat hierdie mense sielkundig kan ondersteun en vir hulle berading kan verskaf in 'n taal wat nie in die Weskaap, hulle het nie sielkundiges in die Weskaap wat hulle kan verstaan nie. Dit is nou 'n klassieke voorbeeld van presies wat hier gebeur. En dis dan wanneer daai ouens van Cape Exit en Referendum Party en Cape Advocacy Group ensovoorts. Dit is ouens wat op die tafel sit te sê, luister man, kyk wat gebeur. En ons moet daadwerklik 'n grens trek met 'n grenspos wat voorkom dat hierdie brander oor ons breek. Of hulle daar nog in slaag, weet ek nie. 15 jaar terug het hulle my aangekyk soos 'n ding wat uit 'n gesnig uitkom toe ek het vir hulle sê. En nou hoor ek dit daarom van hulle af. Ja, ek wou nou gesê het, Tiaan, is dit nou nie snaaks dat toe ons hier in die noorde al gewaarsku het en ek soos jy sê, daar was enkele stemme daar uit die suide wat die ding ook sien kom het. Jy weet maar dat die ding eers aan daai ou se deur moet kom klop het voor die liggetjie by hom aangegaan het. Jy weet toe dit in die noorde van die land gebeur het, toe is dit die noorde se probleem. Hy is nie geplaas daarmee nie. Hy het vir ons gepreek nee, ou moet nou almal toelaat en hoe kan ons nou so lelik wees en ons moet nou Kumbaya sing
Jy weet dan al die goed wat hulle vir ons gepredik het en nou skielik dat hulle deurkom klop, nou kom hulle agter hierdie grappie is nou nie meer so lekker nie. Is die mens maar nie 'n blerrie snaakse ding nie. Ja, dit wys maar net weer vir jou terug by daai hele kwessie van gevestigde eie belang. Sy gevestigde eie belang was nie in gedrang nie. En met die beleidsrigtings wat hy vir Suid-Afrika, jy weet, wou sien gebeur, het sy gevestigde, onthou, waarmee sit jy? Jy sit met die Wes-Kaapse ekonomie is 'n uitvoer-ekonomie, spesifiek die landbouomgewing. Dit is 'n netto uitvoerder van produksie. En wat het hy nodig? Hy het 'n oop beleid wat in die Unie gebou. Daar moet 'n oop ekonomiese beleid. Dit moet geliberaliseer word, dan gaan die markte in Europa oop en die markte in die Weste gaan oop vir sy produkte. So sy gevestigde belang vra dat die Unie gebou in Pretoria 'n demokratiese Unie gebou is. Dan beteken dit sy gevestigde belang kan hier in die suide die beste bevorder word. So ons is terug by eie belang. Nou raak sy eie belang in gedrang. As jy deur 'n dorpie so Ceres gaan ry en jy gery, jy weet hulle verwys ook al daar na die sogenaamde ports of entry. Verliersdorp en Ceres en De Dorings. Dis die punte waar hierdie massas uit die ooste, uit die Oos-Kaap en uit Natal en uit die res van Afrika, die Wes-Kaap binnekom. Jy kan deur 'n dorpie so Ceres op 'n Saterdagoggend gaan ry, maar dit gaan vir jou voel jy ry deur Lusaka. Dis jy's 'n vreemdeling in daai dorpie. En dit is die werklikheid wat hierdie ouens nou sien wat rondom hulle afspeel en hulle het nie antwoorde daarvoor. En dan kry hierdie sentiment kry momentum om te sê maar ons moet 'n grens trek met 'n grenspos wat sê okay, jy kan nie inkom nie. En as jy ingekom het, kan jy so lank hier binne bly dan moet jy teruggaan. Tiaan, maar ons gesels nou so lank en ons het nou gepraat oor die mens wat 'n snaakse ding is, maar kom ons gaan kyk na iets wat 'n wonderlike ding is. Kom ons sê ons is nou al eintlik oor ons tyd en ons gaan nou nie oop bly tot almal klaar gestem het nie. Maar kom ons gaan ry so 'n bietjie donkiekar. Ja, as jy het nou redelik huis toe gery. Gaan bier koop vir ons. Nou is ons op pad terug. Maar hy het 'n selfoon. Maar ons is te fucking onnozel om met die ding te werk. Toe ons nog 'n eindverbruiker die na die pad gekry. En hy het nou vir ons 'n les gegee. Hoe werk het? Ons het nou 'n merke gemaakt waar die bierman druk. Nou is Hannes so op sy fucking sinewies. Hy jaag nog met hy hek. En zat. Zo voor mijn voortijd. Wacht nog weer voor de hek. Hij is al een bier kan druk, maar hij wil niet komen. Om weer een clipper aan wil ook niet meer. Of is ja, en die moet ja, dat is zo alles wat ik kan. Maar het bleef net op nul. Stop. Nou, ek moet nou sê, Tiaan, daai was nou vir my baie lekker en dit is, ek moet sê, ek het hom daar by Koot gesteel, hy het hom vroeër daar Boer Media gedeel, maar toe ook die ding sien, toe nog hy moet nou op ons program kom. Maar ek moet sê, daar is nogal gevra of hulle die ding moet vir my sensor, maar na verlede week, wat ek so opgewerk geraak het ek gesê, nee, maar die oomies kan nou nie erger wees as ek nie, so verskoon vir die ouens wat nou nie van die kleurvolle taal hou nie, maar ek het gedink, dis nou nogal oulik, want dit is nou typies daardie wêreld. Nou Tiaan, daai ouens praat ook so snaaks Afrikaans, kom hulle daar van jou wêreld af, of is hulle nou meer Boesmanland se kant toe, wat kant toe is hulle nou uit? Ja, hulle is 'n bietjie meer in die Noordwes en alwyn, maar ook as lieflike mense, en hulle kan 'n ding, hulle roep 'n graaf, hulle draai nie doekies om nie. En weet jy interessant hoe ek die twee donkietjies nou sien hardloop daar voor die karretjie toe, herinner dit my nou aan daai storie wat ou Tolla ook vertel het van Blesbok en Geelbek, wat hulle ook, en die kykers kan gerus daai storie gaan Google, wat die ouma op by die hotel gestop het met die twee donkietjies. En dit het my onmiddellik aan daai storie van hom herinner, toe ek nou daai twee ooms op daai donkiekarretjies sien ry. Maar nee, dit is so, ja, daai wêreldse mense het 'n manier om 'n ding te beskryf. Dit is 'n pragtige, dis 'n juweel. Veral, ons kan vinnig daarna verwys ook alwyn, volgende jaar is Afrikaans 100 jaar sedert die eerste amptelike erkenning van Afrikaans as 'n amptelike taal in Suid-Afrika. En ek hoop regtig waar dat die Noordweste se Afrikaans sal die nodige erkenning kry, want dit laat daarom maar net 'n hart warmer klop as jy hoor hoe daai mense dit beduie.
Ja, ek moet nou sê, is die oomie wat ons nou gesien het, wat so lekker lag, en die luisels daar so vat van die donkiekar, ons nou gehoor, die ander oom roep om oom Hannes, nou dit is of Hannes, dis nou oom Hannes Visser, en dan die oom wat die video gemaak het, wat so lekker beduie, van hoe die dinge gebeur, dis oom Piet Perd Lourens, Perd is nou sy bynaam, so Piet Perd Lourens, so ek dink daai ouens, ek wil vir hulle dankie sê, hulle het my dag ook gemaak, jy weet, ek het ook gedink, dis baie oulik, maar ja Tiaan, volgende jaar is 'n groot jaar in die volk, soos jy sê, 100 jaar Afrikaans, en dan sou oorlog oom Paul, as hy gelewe het, sou hy 200 jaar oud gewees het, so, en hy loerie oor die skouer, maak seker dat ons daarom dinge vlot verloop, so ek weet nie, hy sal my nou 'n klap seker gee vir hy video wat nie gesensor is nie, maar ek sal dit maar vat, jammer om Paul. Matian, ek moet nou sê, dit was nou lekker, ons het jou nou gemis hier op Hartberaad, en dit was nou baie lekker, om jou vanaand hier op die program te hê, en ons hoop ons kan dit 'n bietjie meer in die toekoms doen, ons hoop jou dinge werk so, dat jy daarom 'n bietjie meer beskikbaar is, dit was nou 'n lekker gesprek, ek het nou nogal voorheen gespot en gesê, ek gaan kyk of ek jou kan kry, dat jy jou baadjie vanaand kan uittrek, maar jy is maar rustig en kalm soos gewoonlik. Alweer baie dankie man, dit was regtig aangenaam, en nogmaals geluk met julle nuwe gesig, dit is regtig iets, julle raak professioneel al meer en meer, julle raak heel uit my uit, ek kan nie byhou nie, baie geluk, en nogmaals dankie, dit was lekker geweest, dit was regtig aangenaam. Ja, ek moet nou sê, ons het miskien 'n mooi baadjie aan, en ek kyk nou ander ouens se pot gooi, wat nou die kameramanne en goed het, en by ons het ons maar ons eie kameras, en ons druk ons eie knoppie, so ek dink dit gaan verskriklik verander nie, miskien by die ander boermedia programme, maar hier by my is dit nou maar, soos julle hom sien, soos julle hom kry, so raak ons maar gewoond, maar ja, weer eens, dankie Tiaan, en ek hoop jy groet ook daarom vanaand al die ouens wat gaan stem het ook. Ja, alweer nee, môreoggend, ek en Johan het vroeër die week gepraat, dit was dalk vir sommige ouens belangrik wat hulle vandag gedoen het, maar wat hulle môre en die res van die jaar of vir die volgende 5 jaar gaan doen is veel belangriker. Ons volk moet vrykom, ons kan nie onder die juk van vreemde heerskappy staan nie, dit is nie waar my kinders hoort nie, en daarom gaan ek môre voort met die bou van vryheid. Dis my roeping, dis my opdrag, en dis wat ons moet doen. Sterk staan. As hy dankie Jan, op daai noot wil ek sê, as jou kinders en jou kleinkinders eendag vir jou vra, wat het jy gedoen vir jou volk se vryheid, laat nie die enigste antwoord is wat jy kan gee, as ek het in 'n ry gestaan en ek het 'n kruisie getrek nie. Op daardie noot is dit soos ouer gewoonte, alles van die beeste en groente op die plaas.